Daar sy, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend dan nou so saam te wees hier as 'n geloofsfamilie, deel van die kerk van Jesus Christus. En ja, ons het inderdaad vanoggend die laaste, kom ek sê, groep mense by wie ons vanoggend gaan stil staan hier uit die Here se woord uit, wat aansluit natuurlik of wat deel is van ons oorkoepelende of ons hooftema vir die afgelope paar Sondae en wat dan nou volgende Sondag heeltemal eers tot 'n einde gaan kom, naamlik dat Jesus ons nooi na sy feestafel toe. En net om die gedagte so bietjie weer te verfris, ook sommer vir die mense daar wat aanlyn besig is om te kyk, goeiemôre ook aan hulle. Net so vinnige kort samevatting waaroor dit presies gaan. Ons het eerstens met ons net weer eens herinner word daaraan dat Jesus elke mens, elke een, maak nie saak wie hy is, waar hy vandaan kom nie, Jesus nooi jou om by sy feestafel te kom aansit. En dan het ons gehoor dat Jesus daardie feestafel in die hemel vir ons voorberei, die bruilofsmaaltyd van die Lam van God. Ons natuurlik as kerk van Jesus, ons is die bruid van Christus, hy die bruidegom, en wanneer ons dan in die hemel gaan kom, wanneer dit ook al mag wees, as ek kind van God is, dis die enigste voorwaarde, dan gaan ek ook kan aansit by daardie feesmaal, by daardie tafel, saam met Jesus. So dis iets wonderliks om na uit te sien. En dan, terwyl ons nog hier op aarde is, as ons na Psalm 23 toe gaan, ons gaan dit nie nou weer lees nie, maar ek kan dit net weer gaan lees as jy dit dalk nie so onthou nie. Daar die laaste paar verse praat Dawid daar en hy sê, U berei die tafel voor die aangesig van my teenstanders. En hy sê, U verkoop my siel, my beker loop oor. In ander woorde, hier op aarde, as ek kind van God is, dan wil die Here reeds saam met my die pad stap. En op 'n geestelike, emosionele manier wil die Here reeds ook vir my die tafel dek van sy goedheid, van sy guns, van sy liefde, van sy nabyheid, wat elke tree van die pad hier op aarde ook saam met my wil wees. So hier op aarde kan ek ook dan nou, om dit so te sê, op 'n geestelike manier kom aansit aan die tafel van God se goedheid en sy guns, wat my volg al die dae van my lewe. En dan om dit nou heel prakties sommer te maak, volgende Sondag gaan ons inderdaad fisies die nagmaalstafel hier voor is, soos ons altyd dit het, en ons almal wat hier is en vrymoedigheid het, kan deelneem ook aan die nagmaal. So, ons word genooi na die feestafel van Jesus. En dan het ons gesê, spesifieke groepe mense was deur Jesus uitgesonder. Ons het 'n hele paar Sondae terug, die eerste tema, het ons 'n bietjie stil gestaan en gehoor dat Jesus 'n spesiale plek het in sy hart vir mense wat leef met gestremdhede. En hy het natuurlik onder andere daarna hulle verwys in daardie gelykenis van die gasheer wat die groot feesmaal gehou het, wat uitgenooide gaste gehad het, wat op die ou end toe nou nee gesê het, hulle het verskonings uitgedink, dit het Jesus vertel, hierdie gelykenis, en op die ou end sê hierdie gasheer toe in hierdie gelykenis, maar vir sy slawe gaan uit na die strate, gaan uit na die lanings, gaan uit na die steegies, oral, gaan roep almal, onder andere, die wat lam is, die wat krepeel is, die wat blind is, en nooi hulle uit. Die mense met ander woorde, wat deur die samelewing tradisioneel een kant toe geskuif was, wat nie belangrik was in die oë van daardie tyd se samelewing. En selfs nog vandag is dit nog ook in baie plekke is dit 'n waarheid.
En dan het ons daardie pragtige, dit sal een van die beelde wees wat die res van my lewe saam met my sal bly. Daardie pragtige beeldfoto wat ons kon neem van ons jamkinders wat hier voor by die tafel kom staan het en waar ons gehoor het, Jesus het 'n spesiale plek in sy hart vir kinders, veral vir klein kindertjies. Toe hy gesê het, moet hulle nie verhinder nie, maar laat die kindertjies na my toe kom. En dan het ons ook natuurlik gehoor dat ons 60-plussers, dis nou maar net so, dis maar net 'n getal, maar soos wat ons ouer word, veral die ouer mense, dat God julle ook raak sien. En dat ons nie, as ons kind van God is, dan hoef nie een van ons bang te wees of te vrees vir die ouderdom as ons ouer word nie. Inteendeel, het ons gehoor, iemand wat pad saam met die Here stap, sal wees soos 'n boom wat gedei, wat nog steeds floreer en nog steeds vrug dra. En sy of haar ouderdom sal wees soos 'n kroon wat ons dra as ons die Here ken. En dan natuurlik het ons verlede Sondag, hier staan die kaartjies nog so mooi, het ons gehoor dat God in die besonder ook dan families na sy tafel toe nooi. En daar het almal wat verlede Sondag hier was, op daardie kaartjie iets neergeskryf namens sy of haar familie. Iemand of iets waarvoor julle spesifiek gebid het en hopelik nog steeds bid, intree voor die Here vir jou gesin of jou familie, want elkeen is belangrik in God se oë. Goed, so dis is sommer alles so saamgevat. Nou vanoggend kom ons by, kom ek sê, die laaste groep mense dan wat ek glo ons vanoggend oor moet hoor. En julle kan saam met my blaai, die van julle wat wil en julle Bybels het, na Matteus hoofstuk 9. Matteus hoofstuk 9, dit is in my 83 vertaling hier op bladsy 15. En ons gaan sommer vanaf vers 9, uit Matteus 9, vanaf vers 9, gaan ons dan daar saam lees. En hier is dan 'n spesifieke groep mense oor wie hier gepraat word, en terwyl ons dit lees, kyk of jy kan agterkom wie hierdie groep mense is, wat dan in die besonder vanoggend genoem word, wat ook uitgenooi word na die tafel, die feestafel van Jesus. Kom ons lees vanaf vers 9. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy, dis nou Matteus, het toe opgestaan en Jesus gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir Jesus se disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en hy het gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Tot sover lees ons vanoggend uit hierdie gedeelte uit Matteus hoofstuk 9. Nou, as jy nou vanoggend, terwyl ons dit gelees het, geraai het, hopelik het die meeste van julle dit reg geraai, dat hier juis gepraat word van tollenaars en van sondaars, dan is jy 100% in die kol. Nou, hoekom is hierdie groep mense dan nou eintlik, kom ek sê, hoekom was die Fariseërs onder andere so verontwaardig en verbaas dat Jesus saam met tollenaars en sondaars dan nou saam met hulle geëet het? Ons gaan nou daardie vraag beantwoord, maar kom ek vra gou vir julle sommer iets baie prakties. Ons het net nou aan die begin van die diens 'n bietjie gesels oor braaivleis, né? Om te braai. Ons Suid-Afrikaners, ons weet wat dit beteken
as ons sê, ons gaan nou braai. En sê nou maar, jy hou nou 'n braai, en ek weet, baie van ons is baie lief om 'n braai te hou, tot 'n grotere of vir 'n kleinere mate, maar kyk, as daar 'n kans is om te braai, dit was mos nou verlede, was dit Woensdag, ja, die weer was nie so nice nie, maar ek het foto's gesien, daar was mense wat definitief nog steeds gebraai het, op die 24 September, Erfenisdag, of dan nou baie mense praat van braaidag. So as jy nou 'n braai hou, of sê nou maar verlede week toe jy nou jou braai, as jy nou 'n braai gehou het, wie sal 'n mens gewoonlik, of wie sal jy gewoonlik uitnooi na so 'n braaivleis toe, na so 'n braaigeleentheid? Ek dink dit sal natuurlik nou 'n bietjie afhang van hoeveel vleis jy het, en dit sal nou afhang of dit nou 'n bring en braai is, en of jy nou die een is wat al die vleis verskaf. Ek dink deesdae is dit maar meer die ding om te sê, dis 'n bring en braai. Nee, elkeen moet maar sy eie tipe vleisie saambring. Jy sal miskien die slaaie voorsien in die nagereg, maar elkeen moet maar sy eie vleisie bring, want joh, as 'n mens kyk na daai pryse van die vleis, dis daarom net verskriklik. Maar anyway, maar dan moet jy natuurlik nou gaan besluit, wie gaan nou almal genooi word? Gewoonlik, voor die tyd, dan sal jy nou besluit, okay, dis hierdie persoon, hierdie familielid, daai familielid, nee, nie daai familielid nie, hierdie familielid, en dan miskien 'n goeie vriend, of vriende of twee, en dan, ja, jy sal jou lysie saamstel, nee. En dan op die dag sal jy miskien nog dink, ag, weet jy wat, kom ons nooi sommer daai persoon, of daai mense, anyway, so jy sal jou mense hê wat jy graag daar wil hê. Maar ek dink, min van ons sal dalk op daardie lysie van uitgenooide gaste na hierdie braaivleis van ons, sal ons mense hê soos ons hiervan gelees het, hierso in Matteus hoofstuk 9, wat dan nou onder andere is die tollenaars en die sondaars. Nou, hoekom sê ek so? Want sien, hierdie tollenaars, van wie Matteus dan nou natuurlik een was, hy het toe daarna het hy disipel geword van Jesus. Ons het dit nou net gelees hier, Jesus stap verby hom, daar sit hy in sy tolhuisie dingetjie, en Jesus sien hom, hy het nog nooit vir Jesus ontmoet nie, maar Jesus sien hom, want Jesus het geweet wie hy is, hy het 'n afspraak met hom gehad, en hy sê vir Matteus, volg my. En Matteus staan op, sluit sy kantoortjie, sit sy sleutels weg, daar sê hy volg nou vir Jesus, nee. Maar hoekom was dit dan nou so uitsonderlik, hierdie tollenaars en sondaars van wie hier gepraat word? En hoekom sal ek of jy nie sommer iemand soos hierdie tollenaars of hierdie sondaars uitnooi na ons braaivleis toe nie? Sien, in daardie tyd, en dalk het van julle dit al gehoor, maar miskien is dit goed as julle dit weer hoor, dalk hoor jy dit vanoggend vir die eerste keer, maar tollenaars in daardie tyd van die Bybel was amper soos 'n vloekwoord gewees. As jy 'n tollenaar was in die Bybelse tyd, in hierdie tyd van Jesus, dan was jy een van die mees gehate mense onder die Joodse volk. Let wel, jy was self 'n Jood, hulle was self Jode gewees, so hulle was deel van die Joodse volk, maar hulle was amper, kan 'n mens sê, agente vir die Romeinse regering, vir die owerheid, die Romeine wat oor die Jode regeer het in daai tyd. En dan sou hulle dan nou deur die Romeinse regering genader word, of hulle sou self gevolunteer het, om dan nou, en dis nog 'n baie lelike woord, belasting in te vorder. Ek dink vandag nog is ons nie baie opgewonde as ons die woord belasting hoor nie, nee. So hulle sou dan belasting invorder by die res van hulle Joodse volksgenote. So met ander woorde, sê nou maar, as jy nou 'n klomp vis gevang het, of jy het 'n bietjie olywe geoes, of wat ook al, dan sou hierdie tollenaars opdaag, en omdat hulle was Jode, so hulle die res van hulle gemeenskap geken, so hulle het geweet, ou Simon is die ou wat vis vang, en ou Piet is die ou wat die olywe het, so hulle het geweet wie om na toe te gaan. En dan sal hulle nou vir hulle sê, hoorie, kom, pay up. Die government, die Romeinse regering, hulle soek sê nou maar 10% van jou inkomste of jou opbrengs, haal uit en wys. En dan sou daai Joodse volk, hulle sou geen verweer hê nie, want dit is
Ek bedoel, as hulle nie betaal het nie, sou hulle in die tronk gegooi word. So dan moes hulle nou maar uithaal en daai 10% van hulle inkomste of van hulle vis of van hulle olywe, wat dit ook al was, sou hulle moes gee vir hierdie tollenaars, né? Hierdie government employees, as tax employees, wat kan mense hulle noem? So hulle sou moes opdop. So hulle was regtig waar nie baie gewild nie. Nou, maar om nog die cherry op die koek te sit, hoekom hulle nou eintlik so gehaat was dat hierdie tollenaars, van wie Matteus dan nou een was, en later lees ons ook nog van Saggeus, hy klein ouetjie wat in die boom geklim het, om Jesus te sien, hy was een van die hooftollenaars gewees, so hy was nog so trappie hoër as Matteus gewees. En hoe hulle dan te werk gegaan het, want kyk, hulle moes nou maar ook 'n inkomste kry. Weet nie of die Romeinse regering hulle betaal het nie, ek twyfel, want dit was eintlik nie nodig nie. Want sien, hulle dan nou gekroek, deur sê nou maar 10% dan nou te vra, wat na die regering toe gegaan het, wat hulle oorbetaal het, maar dan het hulle geweet, hulle kan maak nes hulle wil. So hulle dan vir daai Jood van hulle, landsgenoot of volksgenoot van hulle gesê, hoorie, en dan gee my nog so 5% by. Nie vir die Romeinse regering nie, maar vir my eie sak. So jy gee vir my daai 5%, kom haal uit en wys, en baie dankie, sit in sy sak. En wat het gebeur? Hierdie tollenaars het uit hierdie arme Jode, wat hulle brood en botter op 'n harde manier verdien het hulle skatryk geword. So hulle was hierdie ryk mense in die Joodse samelewing, ook Jode, maar hulle het ryk geword, nie deur eerlike werk nie, maar deur die arme ander Jode uit te byt. En daarom was hulle so gehaat gewees. En Matteus was dan nou een van hierdie tollenaars gewees. So in ander woorde, as ons dan nou so 'n bietjie later gehoor het, dat die Fariseërs so verstom en verbaas was, dat Jesus dit gewaag het om saam met hierdie tipe uitvaagsels, hierdie gehate tollenaars en sondaars te eet, dan kan 'n mens iets verstaan daarvan. Want die gewone Joodse volksgenote, die opregte Joodse mense wat gewerk het vir hulle geld, het nie gemeng met hierdie crowd nie. Want hierdie crowd was soos jy kan amper sê soos die mafia amper van daai tyd, nee, hulle was hierdie absolute ondergrondse operators en hulle het skatryk geword. So, Matteus, wat toe nou een van Jesus se disippels word, hy het hierdie boek geskryf, hierdie evangelie, Matteus, dis deur hom geskryf. So hy was een van hierdie gehate mense, voordat Jesus toe nou die dag daar opdaag, hom sien sit, Jesus het geweet van hom, hy het geweet presies wie hy is, en hy sê vir Matteus, volg my. En Matteus ervaar Jesus se teenwoordigheid, hy kom in aanraking met Jesus, en sy hart verander, hy kom met ander woorde tot bekering, en hy laat sy lewe agter. Hy word 'n splinter nuwe mens. Maar wat dit dan nou so mooi maak is, dat ons lees dan nou net so bietjie in die volgende verse, dat Matteus toe nou vir Jesus uitnooi, om by sy huis te kom eet, nadat hy toe nou, disipel van Jesus geword het. Nou, hoekom sou hy dit nou gedoen het? Ek dink, en baie mense skryf, dat hy so opgewonde was, en hy was so bly oor Jesus wat hom kom roep het, en dat hy nou vir Jesus ontmoet het, hy het daai joy in sy hart gehad, en hy wou dit ook dan met sy vriende deel. Hy wou hê, hulle moes ook vir Jesus sien, soos hy vir Jesus ontmoet het. Hy wou hê, hulle moes ook na Jesus toe kom, sodat hulle harte ook nuut gemaak kon word, en kon aangeraak word deur Jesus. Nou wat doen Jesus? Ek bedoel, hy was in die oë nogal ook van die skrifgeleerdes en die fariseërs, dis onder andere hoekom hulle hom so gehaat het en so afgunstig was op hom, was hy ook gesien as 'n leermeester. Hy was ook geag, hy was ook gereken gewees. En wat doen Jesus? Kyk, as jy nou 'n leermeester was in daai tyd, jy sou nie eers gedink het daaraan om jou op te hou met tollenaars nie. Ek bedoel, just didn't go there. Hulle was benede jou. Want jy was veronderstel om reine te wees, wat die regte pad nou geset saam met God stap, soos wat die skrifgeleerdes en die fariseërs hulle self opgeroem het, alhoewel hulle baie geraamtes in hulle kas gehad het. Jesus sê op 'n later stadium, julle is soos wit gepleisterde grafstene,
julle is donker, swart binnekant, maar julle het hierdie uiterlike skyn van, kyk na my, ek is perfek. Maar Jesus was werklik sondeloos. En iemand soos hy, om te gaan na Matteus die tollenaar, want dis hoe hulle nog hom geken het, sy huis vir ete, jy het dit nie gedoen nie. Dit was ongehoord, dit het nie gepas by 'n leermeester nie. Maar wat doen Jesus? Jesus aanvaar die uitnodiging. En hy gaan na die huis toe. En hy gaan eet daar. En in daardie tyd, net so interessantheidshalwe ook, as jy saam met iemand om 'n tafel gaan lê het, want hulle het eintlik nie gesit soos ons deesdae nie. Hulle het so op die een sy gelê, sit en eet. So as jy na iemand se tafel toe gegaan het, etenstafel, dan het jy daardeur gesê, maar ek vereenselwig my met hierdie mense, ek is vriende met hulle, ek gee nie om saam met hulle gesien te word nie. So Jesus, hy het nie 2 keer gedink om saam met hierdie tipe mense, en ek gebruik daai woord tipe, hierdie tipe mense in die oë van daai tyd se samelewing gesien te word rondom dieselfde tafel nie. Want dit, en ek glo dit is wat ons vanoggend moet hoor, dit was Jesus se hart. Dit was eintlik die rede hoekom Jesus aarde toe gekom het. Die woordjie genade, grace, genade, grace. Want Jesus het gekom na die aarde toe, ja, om te kom sterf aan die kruis op Golgotha vir ons sondes, om die skuld van die sonde, die prys te betaal, ja, 100% ja. Maar die hart daarvan was genade, onverdiende genade. Dis wat Jesus kom leef het op die aarde. En wie dan nou beter as mense soos hierdie? Mense wat tollenaars, wat een kant op neergesien is in die samelewing vanweë wat hulle gedoen het. En dan nou, sondaars in daardie tyd was onder andere mense wat soos prostituie was en wat hierdie skeilie tipe mense was. Hulle was gesien as sondaars, onrein met ander woorde. So Jesus kom juis vir daardie tipe mense aarde toe, om vir hulle iets te kom wys van God se hart, van sy onverdiende genade. En wat beteken genade? Genade beteken, jy kan nie van jou kant af iets doen wat goed genoeg is, of wat genoeg geld gee, of wat ook al. Jy kan niks van jou kant af doen, om iets te verdien voor die Here nie. Jy moet eintlik maar leë hande voor God kom staan en sê, Here, hier is ek, al is ek miskien skatryk in geld, maar geestelik is ek arm. Ek kan niks vir u beteken eintlik nie. Ek is eintlik maar net ek. Dit is wat genade beteken. En dan kom God en hy sê, ek het jou lief. Nie omdat jy so goed is nie omdat jy so sleg is nie, omdat jy so ryk is of so arm is nie, ek het jou lief, punt. En ek het jou so lief, dat ek vir jou aan die kruis sterf, daar op Golgotha. Dit is genade. So daarom het Jesus na Matteus se huis toe gegaan, en tussen daardie mense gaan eet, en hy het dit nie net een keer gedoen nie, hy het dit 'n paar kere gedoen, as 'n mens deur die evangelies lees. Hy was eintlik op 'n stadium, deur die fariseërs, was hy uitgeskel en gesê, hy was 'n wynvraat, hy was 'n wyndrinker. Dis wat hulle hom genoem het, uit afguns natuurlik, uit jaloesie. So Jesus het hom vereenselwig met hierdie tipe mense. Want dan kom ons by daardie laaste gedeelte van wat ons gelees het vanoggend. Hoekom? Hierso sê Jesus, nadat hierdie fariseërs so verontwaardig was en geskok was, dat Jesus durf saam met hierdie tipe mense om 'n tafel sit, sê hy, vers 12, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. En dan haal Jesus hier 'n gedeelte uit Hosea, uit die Ou Testament, Hosea 6 vers 6 aan, wat hy sê, ek, dis God, verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep
wat op die regte pad is nie, maar vir sondaars. En dan sê Jesus, hy sê dit eintlik op so 'n manier dat hierdie fariseërs, maar hulle het dit nie gevang nie, hulle was te blind. Maar eintlik sê hy hulle op 'n mooi manier sleg. Hy sê eintlik vir hulle, julle wat hierdie hooggeleerdes in die Ou Testament, in die skrif van daardie tyd is, julle moet mos eintlik besef dat God nie kyk na die uiterlike nie. Dit gaan nie vir die Here oor hoe ryk, hoe arm, hoe mooi, hoe lelik, hoe jonk, hoe oud jy is nie. Ons het dit reeds die afgelope paar Sondae gehoor. Dit is nie wat vir God belangrik is nie. Hy kyk nie na jou offers nie. Ja, in die Ou Testament was dit belangrik geweest. Maar dit is nie waar dit gaan vir God nie. God kyk na jou hart. Hy kyk na jou hart hier binnekant. Dit is wat vir die Here belangrik is. Hy kyk na die binneste. En dan sê Jesus daarmee saam. Hy het gekom vir die wat siek is. Nou, hy praat nie hier van die fisiese siek mense nie. Hy het ook mense fisies gesond gemaak wat fisies siek was. Maar hy praat van die geestelike. Want wat doen die sonde? Wat het die sonde aan ons as mensdom gedoen? Van Adam en Eva se tyd af. Elke ou babatjie wat gebore word gebore daarmee. Ons is eintlik in ons geestelik is ons siek. Want sonde het al hierdie verskriklike dinge wat dit aan ons doen, aan ons mens wees. Al hierdie seer, al hierdie hartseer, al hierdie hang-ups, al hierdie dinge wat in ons lewe baie keer verkeerd gaan as gevolg van sonde. En Jesus sê, ek het gekom om juis mense wat besef dat hulle siek is, dat hulle hierdie sonde het, wat hulle self nie voor kan hulle self verlos nie, om juis na hulle toe te kom as geneesheer. Om juis vir hulle te kom sê, kom na my toe, Matteus 11, net so 'n bietjie verder aan, vers 29. Kom na my toe, het Jesus gesê, almal wat moeg en oorlaai is, en leer van my, want my las is lig, en my juk is sag. Jesus nooi alle mense na sy feestafel toe uit. Selfs mense soos die tollenaars, soos die sondaars van daardie tyd. En ek glo daarmee kan ons vanoggend weer net opnuut eerstens dankbaar wees en sê dankie Jesus dat U ook vir my, met ander woorde, dan aarde toe gekom het. Alhoewel dit meer as 1000 jaar gelede was, maar dat U vir my ook uitnooi na U tafel toe. Net soos ek is. Hoef nie sekere dinge te doen of sekere rituele eers na te kom voor ek kind van God kan word nie. Jesus vra net, kom na my toe, bely jou sonde, weet dat ek vir jou gesterf het aan daardie kruis op Golgotha, dat ek jou wil nuut maak. Dis hoekom Jesus aarde toe gekom het, om genade te kom bewys aan jou en my. En net 'n laaste gedagte, as jy vanoggend hier sit en jy sê, ek is kind van God, ja, ek weet dat ek hemel toe gaan, ek weet ek is kind van die Here, dan het jy 'n opdrag om soos wat Matteus sy vriende genooi het. En ons sien dit baie kere in die res van die evangelies, as iemand tot bekering kom, daai vrou daar by die put in Johannes 4, wat het sy gedoen? Sy het haar kruik gelos toe sy Jesus ontmoet het, en sy het gehardloop na haar dorpie toe, en sy het vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n profeet hier, so hy het vir my alles gesê van myself. En dan hoor ons, die hele dorpie het tot bekering gekom, deur daardie een vrou, wat vir hulle gaan sê het, kom kyk, hier is Jesus. So met ander woorde, as jy en ek vanoggend hier is, en ek is kind van die Here, dan is dit, die Here vra dit van my, dat ek dit verder sal vat, hierdie uitnodiging, dat ek ander mense ook sal uitnooi na Jesus toe, daar by die werk, daar by die skool, daar by die huis, dat ek sal sê, Jesus nooi jou ook na sy tafel toe. En om dit dan nou prakties te maak, gaan ons volgende Sondag ons spesiale nagmaalstafel hê, en gaan ons na die tyd, en nou moet julle mooi luister, gaan ons 'n heerlike koffiekuier weer eens hê. Nou die koffiekuier is nou nie iets splinternuuts in die gemeente nie, julle weet seker nou al, elke eerste Sondag van die maand, het ons 'n lekker koffiekuier daar in die saal, regte, egte, lekker koffie wat ons daarso drink,
En nou volgende Sondag, omdat dit dan nou hierdie spesiale, kom ek sê, jou erfenis nagmaal is en dan jou erfenis wat ons wil vier, want onthou Jesus nooi almal uit alle kulture, uit alle agtergronde, nooi hy ons uit na sy tafel toe. Om dit te vier, gaan ons dan nou vra vir die van julle wat wil, let wel, dit is heeltemal vrywilliglik, dit is geen moet nie, dat jy, en dit is seker maar meestal die vrouens, alhoewel ek weet, daar's baie manne wat eintlik die beter kokke is, so maak nie saak wie dit is nie, of dit kan selfs een van die tieners wees in die huis, dat jy dan na volgende Sondag se koffiekuier na die tyd 'n bordjie vinger eetgoedjies sal bring. Met ander woorde wat jy sal drink of wat jy sal eet saam met 'n koppie koffie. Goed, so ek weet ons Afrikaanse mense, Afrikaanssprekende mense tradisioneel, ek praat nou maar in Hebreë, is baie lief vir koeksusters, né? Daai dingetjie wat so gedraai is en partykeer as hy buitekant so lekker hard is, maar daai stroop as jy hom byt met daai stroop so uit hom uitkom, né? Dit koeksusters, of melktert, nee. Maar onthou nou, ons het gesê, dit moet iets wees wat jy met die vinger, sommer met die hand kan optel. So as daar dalk van julle is wat miskien dink, ek gaan 'n melktert maak, asseblief, as dit moontlik is, moenie 'n groot melktert bring nie. Sommer, jy weet, jy kry daai klein melk, daai doppies, dat ons hom sommer net so kan neersit daar, en dan kan die mense met in hulle bordjie sommer net so enetjie, so in hulle bordjie sit saam met hulle koffie. Goed, so jy kan dan nou sê, nou maar klein melktertjies bring. Of as jy nou regtig wil, kan jy koeksustertjies saambring, of jy kan dit gaan koop. Ons gaan nie vra of jy dit gebak het self nie. En dan is daar natuurlik, my man het sommer so 'n bietjie met sy skofmense gesels. En hy het sommer so 'n bietjie gevra, maar die breinmense, wat is julle gunsteling iets om saam met julle koffie of tee te geniet? En van die vrouens toe op sy skof het gesê, koesusters, nie koeksusters nie, maar koesusters. Nou ek het dit gaan lees op die internet, dis regtig hoe jy dit sê en dit spel, koesusters. Nou, miskien sal baie van julle weet vanoggend wat is 'n koesuster. 'n Koesuster is amper soos 'n koeksuster, maar ook nie heeltemal nie. Want hy is iets wat ook so bruinerige kleur het. So ek neem aan hy word ook iets met olie gedoen of so, ek weet nie, ek nog self nooit 'n koesuster gemaak nie, of 'n koeksuster nie. Maar dan het hy, wat is dit, klapper, nou is die woord by my kop, hy het klapper, ja, coconut, het hy buitekant om. So dis 'n koesuster, en hulle sê toe vir hom, maar dit is wat hulle baie voor lief is, om saam met hulle koffie of tee te geniet. So as daar van julle is wat dalk van ons wil koesustertjies saambring, dan is dit fantasties. En toe vra hy sommer vir 'n Khoza sprekende mense op sy skool, waarvoor is hulle nogal lief saam met hulle koffie en tee? En was ek nou heeltemal uit die veld uitgeslaan om dit te hoor? Want ek gedink dit is meer 'n Engelandse, British iets. En hulle sê toe, skons. Hulle hou daarvan om skons saam met hulle koffie of tee te geniet. Kan jy dit nou glo? So ek was toe nou baie verbaas om dit te hoor. So as jy dalk wil skons saambring, dan is jy ook meer as welkom. En dit gaan ons dan nou daar in die saal, gaan ons alles uitpak op 'n groot tafel, en ons gaan heerlik saam koffie drink, bietjie kuier, en ons gaan elkeen so bietjie van daai verskillende disse. As jy nog nooit 'n koesuster of 'n seker al 'n skons, maar hierdie gaan baie lekker skons wees, en nog nooit geproe het nie, dan kom proe so bietjie. En dit gaan wees om ons erfenis te vier, maar ons is een in Jesus Christus. So ek wil julle hartlik uitnooi, gaan weer 'n reminder stuur op die gemeentegroep in die week daaraan. En as dit moontlik is, kontak tog asseblief vir Ronel. Julle kan selfs vir my kontak. En laat weet net goed, ek gaan 'n bordjie. Jy hoef nie vir al die mense te bak nie. Okay, asseblief nie. Jy kan net 'n bordjie met 'n paar van daai eetgoedjies kan jy saambring. As jy kan sien, as jy wil, as jy kan, laat weet net vir Ronel of laat weet vir my of selfs vir Andrei, sê ek bring 'n bordjie skans of ek bring 'n bordjie koeksusters of ek bring 'n bordjie dit of 'n bordjie dat. Iets wat tradisioneel deel is van jou erfenis.
Dan kan ons daarom 'n idee kry van hoeveel eetgoed ons gaan hê, dat ons dalk nou moet nog, weet as mense dan nog bietjie gaan nodig hê, om net vir almal daarmee ietsie te laat proe. Goed, so ek hoop julle almal verstaan dit so, jy dit reg? As jy nou nie onseker is nog, kontak maar net verby of Ronel, en dan sal ons vir julle verder verduidelik. Maar ja, daarmee gaan ek sê amen, en kom ons sit so en ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanoggend net weer opnuut ook hierdie gedeelte kon lees van Matteus. Here, hy het 'n disipel van U geword. Hy het saam met U geleef. Hy het saam met U soveel dinge gedeel nadat hy na U toe gekom het en sy lewe en sy hart vir U gegee het en U vreugde ervaar het. Maar Here, hy was 'n tollenaar gewees. Hy was deel van die uitgeworpe mense van daardie tyd, wat op neergekyk is en wat eintlik gehaat was. Maar Here, U het hom raak gesien, daar waar hy was, en U het hom lief gehad, voordat hy U nog lief gehad het. Here, dankie dat ons daardeur vanoggend net weer eens herinner kan word, U kyk na elke een van ons, en U het ons lief, Here, net soos ons is. As ons na U toe kom, dan kyk U nie na die uiterlike nie, maar Here, U kyk na ons harte, of ons in opregtheid na U toe kom, en ja, Here, vir U kom kniel en vra, Here, hier is ek. Help my, ek wil U ken. Dankie daarvoor, dankie vir U genade, en dankie dat ons ook dan deel mag wees van hierdie kerk van U, wat almal saam in U, Here Jesus, genooi is en kan aansit aan die feestafel van U, Here. Wees dan met ons verder, ook vandag in hierdie week, om so te leef. Amen.